Dankie Vader God dat ons kan weer, dat ons vanoggend so vol vreugde en opgewondenheid is. Dankie dat ons kan weer kom van U af. Gaan nie daaroor dat ons gewone kere aftrek nie, gaan nie meer werk van dag. Dit gaan daaroor dat U vir ons lief is. Dat U die vreugde in ons plaas, deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor. Ons sê U baie dankie Jesus. Dat U vir ons so lief is, dat U vir ons opgevaar het na die hemel. En dat U vir ons die Heilige Gees hier gelos het. Dat die Heilige Gees, die vrug van die Gees, in ons kom wakker maak. En ek loof en prys U vandag, Vader, daarvoor dat U vir ons vandag wil meer vertel van vreugde, van opgewondenheid, van hoe om te glimlag. Dankie vir die vreugde wat ons weet van U afkom, direk uit U troonkamer. Ons loof en prys U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Baie welkom. Ons praat hier oor die vrug van die Gees vanmôre. En ons praat oor vreugde vandag. Maar kom ons sing eers lekker saam. Open my eyes, get hard and brave. I believe it, I can receive it. Taking a hold of truth today. Higher, I'm flying higher with you. Stronger, I'm getting stronger, it's true. Deeper. Mag jy daarna weer vir so kos bid gou saam met my. Vader God, help ons asseblief om vandag te verstaan wat vreugde is. Dankie vir die vrug van die Gees. Gebruik ons asseblief om vriendelik met ander mense te wees. Ons wil graag opgewonde, vreugdevolle kinders wees. Maar die meeste van die tyd glimlag. Lei ons asseblief sodat ons elke dag die vrug van die Gees in ons ook vir ander mense sal wys. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy hierdie klomp op die telefoon die seën. O, die seën val die seën lekker aan die kant. Baie dankie. Dankie maar sit. Baie dankie. Goed. Wat die vrug van die Gees nou weer? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Check 'n bietjie vir James Hall. Hallo daar, Suid-Afrika. My naam is Hond. Geheime agent James Hond. En ek werk in die top secret afdeling van God se koninkryk. Dit is daar waar ek in die harte van jong mense werk om vir hulle geheime opdragte te gee. Genoeg van my, oor na Robot van hoofkantoor. Hallo daar, maat. Ons het 'n groot probleem. Die wêreld om ons is seer en siek en stikkend. Hulle kort Vitamine C. Vitamine C. C. Vitamine C staan vir Christus.
en ons kry Vitamiin C in vrugte. Jippie, 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 jippie. Ek hou sommer baie van vrugte. Dit is natuurlik die vrugte van die Heilige Gees. Die Bybel sê in Johannes 15 vers 8, ons moet baie vrugte dra, baie vrugte dra, en God se disippels wees. 3 van ons agente gaan nou eksamen aflê en die vrugte van die Gees moet opsê. Kom ons kyk of elkeen van hulle al 9 vrugte kan opsê. Julle moet asseblief kyk of hulle nie dalk 'n fout maak nie. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en selfbeheersing. Dit was goed gedoen. Kon julle uitvind wie die fout gemaak het om 'n vrug uit te laat? O, die lemoen. Julle is baie slim. Twee, 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 twee. 10 uit 10. Genoeg van my, oor na geheime agent James Hunt. Daar het julle dit, maats. Julle geheime opdrag vir die res van die jaar is, dra baie vrugte. Jy sal onthou, jou vrugte is vol Vitamiin C, Vitamiin Christus, en dis wat die mense om jou so nodig het. Kyk om jou vir iemand wat hartseer is, of ongelukkig is, en gee vir hulle liefde. As jy iemand sien sonder 'n glimlag, gee vir hom joune. Wees 'n staatmaker en laat jou lig helder skyn. Dit beteken alles mos eintlik net, dra baie vrugte. Van my, geheime agent James Hunt, oor en uit. Dankie James Hunt. Dat is goed, nee. Je moet me lekker aan het laten wachten. Dankie James Hunt. Ken het onthou julle nog? Ons het verlede keer gepraat oor liefde. Ons het gesê die Bybel is 'n hele boek van liefde en die boodskap in die Bybel gaan oor liefde, die liefde wat God vir ons het. En dit staan ook baie daarvan in 1 Korintiërs 13 en in Lukas 10 vers 27. 1 Korintiërs 13 is die gedeelte in die Bybel wat praat oor die liefde. En Lukas 10 vers 27 is waar Jesus die mense gesê het wat is die belangrikste gebod in die Bybel. En dit is, jy moet jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. Nou verlede keer het ons gepraat oor die 2 harte. Wie van julle verlede week 'n bietjie julle harte gebruik, saam met maats? Kyk maar hoe jy hande, ek op bietjie kan sien. Julle is awesome. Alright, kry. So, aan die een kant, moet ons aan ander mense doen, wat ons ook aan onsself gedoen wil hê. Sê Matteus 7 vers 12, dis die goue reël. En ons moet liefde vir God hê, en ons moet liefde vir ons naaste hê, sodat ons 'n vol hart kan hê. Maar vanoggend praat ons oor vreugde. Die vreugdevrug van die Gees. Dit is wanneer dit binne in jou borrel, en jy bly is, en jy is opgewonde, wie jy is vandag opgewonde. Ja, dit borrel in jou, maar jou gesig moet dit ook vir jou, moet dit iemand anders wys, dat jy vol vreugde en opgewonde is nie. We hebben gesien dat er so lekker gesing en gedans. Ja, vreugde en blydskap word nie bepaal oor hoe jy lyk nie en op watter tipe huis jy bly.
Die Bybel sê vir ons, Jesus het gesê, vreugde is wanneer ons in Jesus bly. Hy het gesê, ons moet by hom wees, in hom wees, ons moet hom vashou, elke liewe dag. Johannes 15 vertel ons baie daarvan, waar Jesus gesê het, hy is die wingerdstok, en ons is die lode. Ek en jy is die lode wat aan Jesus vashou. Dis hoe hy ons gemaak het. Ons moet in hom aan Jesus bly. En die vrugte wat aan hierdie lode van ons dra, daardie vrug is die vrug van die Heilige Gees. En dis die vrug van Galasiërs 5 vers 22. En dis, as ons vreugde wil hê, dan moet ons die vrug van die Heilige Gees binne in ons hê. En ons moet vashou aan Jesus. Gaan julle dit onthou? Wat is julle? Is julle die lode of is julle die wingerdstok? Die lode. Jesus is die wingerdstok. Ons is die lode wat aan hom vas is. En die vrug wat ons dra, is die vrug van die Heilige Gees. Ons moet nie lang gesigte hê en treurig wees nie. Baie keer is daar tye in ons lewens waar dit nie vir ons lekker is nie, Maar as ons die vreugde vrug van die Gees het, dan kan ons vashou aan Jesus. En hy kan die vrug van die Gees direk van Vader God of deur sy Heilige Gees in ons wakker maak en daardie treurigheid en lang gesigte weer laat helder skyn en opgewonde gesigte maak en ons kan glimlag. Wat het James Holland gesê? Hy het gesê ons glimlag partykeer sonder vir iemand anders gee. So jou glimlag moet soveel wees dat jy 'n deel van jou glimlag kan gee. En dis wys bietjie meer jou tande. Ja, ek glimlag nie klaar. Omdat wanneer jy tande wys, jy daai gesigspiere van jou so wys nie, dan begin die vreugde vrug van die Gees, begin hy so in jou te borrel en begin so uit jou uitborrel. En dan sien mense ook vir Jesus raak. So dit beteken, Prediker 3 vers 12 sê, dit beteken om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Sê ek wil vrolik wees? En ek wil die goeie van die lewe geniet. Prys die Here. Fantasties. Dis ons het 'n bietjie tyd. Ons het weer 'n bietjie tyd. Dink gou 'n bietjie vanmôre. Wat kan jy doen om ander mense te wys wat vreugde is? Dink gou. Kyk hoe vriend by sy met daai ene, sommer dadelik, sy gryp haar maat so op die nek en trek haar so styf vas. Dis vreugde met tande wat sommer so staan. En die glimlag wat sommer so breed is. Dis 'n goeie voorbeeld om iemand vreugde te wys. Kan jy vanoggend vir jou juffrou vreugde wys as jy in die klas instap, deur vriendelik te wees en eerste te groet? Kan jy as jy by die huis kom en jy dalk 'n slegte dagie gehad en maak die kar deur so oop in plaas van om die kar in te spring en te sê, "Oh, ek het 'n bad dag gehad." Een van te sê, "Hoe gaan dit met jou?" Maar ek het 'n slegte dagie gehad, maar ek was vol vreugde ook. En nou het ek vir mamma sien as ek sommer vol vreugde, nee. Wat kan jy nog aan doen? Dink jy dit? Dink jy? Wie kan vir my sê? Wie kan vir my sê? Om met iemand te speel wat nie 'n maatjie het nie, om daai vreugde te gaan wys en sê, weet jy wat, ek wil graag jou tel wees vandag. Yes, wie is daar nog? Wie is daar nog? Laat sy maar. Net vir iemand te glimlag, dan wys jy vreugde, dan wys jy Jesus se vreugde. Kom ons sluit gou af. Vader God, help ons asseblief. Sodat u vreugde binne in ons kan borrel. Maak ons asseblief meer vriendelik, sodat ek meer kan glimlag. Lei ons asseblief om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet, sodat ander mense ook die vreugde kan raak sien wat u vir ons gee in die naam van Jesus. Amen. The sun, the everlasting God.
so opgewonde vir u kan wees. Dankie dat die vreugde met 'n liedjie soos rooftops ook in ons harte kom deponeer. Dankie dat ons bereid is om te sing, dat ons u naam sal uitskree oor hierdie wêreld, sodat almal kan weet wie u is. Net omdat u vir ons so baie beteken in ons eie lewens. Dankie dat u ons trane afdroog, dat ons kan vreugde hê as ons dalk 'n slegte dag gehad het. En dankie dat u die vreugde in ons lewens kom wakker maak. En dat alles net oor u gaan, in die naam van Jesus. Amen.